Goeiemôre en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanmiddag se onderwerp is Trump reg of verkeerd oor volksmoord in Suid-Afrika? Nou, die meeste van u weet natuurlik dat die hoofstroom Afrikaanse organisasies verwerp die term volksmoord vir enige manifestasie van geweld ook teen Afrikaners in Suid-Afrika. Maar ek het al bietjie dieper daaroor nagedink en ek sal u ook vertel van 'n onlangse lesing wat ek bygewoon het, waar daar gepraat is oor die vernietiging van ons erfenis en ons argiewe en ons biblioteke en so meer in Suid-Afrika. En dan kan ons dit 'n bietjie in verband bring met die term volksmoord. Maar voordat ons nou verder gaan, ek gaan nou vir u die stukkie speel van Donald Trump. Ek moet dit nou net gou hier op die skerm kry, maar intussen kan ek u ook versoek om gerus te kyk, om op die kanaal inteken natuurlik, en ook gerus te kyk na die boeke wat hier te koop is in ons boekwinkel. Ons het groot planne vir die jaar en allerlei opwindende publikasies wat nog gaan verskyn, maar u kan reeds ons vorige opwindende publikasies nog steeds natuurlik hier aanskaf op die kanaal, en dit word binne 24 tot 48 uur by u afgelewer oral in Suid-Afrika. Kom ons kyk gou dan na wat sê Donald Trump. Dit is nou sy mees onlangse toespraak omtrent 24 uur gelede, waarin hy ook verwys het na volksmoord in Suid-Afrika, en spesifiek dan teen die blanke volksgroep. Ek moet so 'n bietjie my woorde tel op hierdie kanaal, want ek het gesien ek het so 'n paar waarskuwings gekry oor my vorige video, waar ek verwys het na pedofilie en sulke tipe goed. So ek sal nou nie, ek moet maar my woorde tel. Intussen, kom ons luister gou na wat sê Donald Trump. Third world migration. We suspended all refugee resettlement except for persecuted South Africans. They're being persecuted. In South Africa, there's a very horrible thing going on in South Africa. It's a genocide. It's a horrible thing. And we made it possible for these people to come into our country. They kill people if they're white, if you're a white person. And I'll tell you what, I did great with the black vote, the African-American vote, and they understand this better than anybody. South Africa, they kill white farmers. And we said, you come into our country, and we let you come in. You get a green card and you get a passport. You can stay in our country. Terrible. Nou ja, daar het hy dit, daar het Trump nou weer eens verwys na hy het nou nie plaasmoorde by naam genoem nie, maar ek neem aan hy sinspeel hier op plaasmoorde, want hy praat van boere wat vermoor word en van mense wat weens hul etnisiteit vermoor word in Suid-Afrika, en ek dink verseker daar is sulke gevalle waar ons mense vanweë haat en propaganda dan slagoffers word van hierdie wrede aanvalle waar hulle gemartel word en op die verontmenslik word en uiteindelik gedood word, en is man, vrou en kind, selfs babas. Trouwens, jy weet, ek het op 'n stadium natuurlik op 'n stadium het ek in die vroeë 2000s mos 'n rubriek en rapport geskryf. En toe skielik het rapport my rubriek beëindig, omdat ek baie skerp bewoorde artikel geskryf het na daardie gruwelike moord in Pretoria, wat plaasgevind het, waar 'n hele gesin uitgewis is. En die moordenaar, dit was die moord op die Rolston gesin, en daar was 'n baba van 1 jaar oud, ek dink haar naam was Kyla
rolstoel. Hulle het die baba doodgemaak, hulle het die ma doodgemaak, hulle het die ouma doodgemaak. En die moordenaar se naam was William Kekana. En hulle het, tydens sy getuienis in die hof, in die moordsaak daarna, het hy gesê, aanhaling, ek het hulle vermoor, omdat hulle blankes was. Hy het dit gesê. Dus, ek dink daar was al, wel, en die media het nie veel daarvan gemaak nie, jy weet, dit is so in die verbygaande is daar oor berig, maar natuurlik, jy weet, toe Penny Sparrow iets gesê het oor die, ek weet nie, oor die gedrag van mense op die strand, daar in die Suidkus, toe is sy, jy weet, hoonend vervolg en die arme vrou, ja, sy het baie swaar gekry en sy is toe uiteindelik oorlede. Maar dit nou, ja, alles ter inleiding, my eindelike, ja, waarby ek wil uitkom, is dat volksmoord eintlik op verskillende maniere kan manifesteer. En soos ek dink Trump meen dit manifesteer slegs by wyse van moord op sekere mense in Suid-Afrika, veral natuurlik ons mense wat tot ons etniese groep behoort. Maar ek dink ons moet ook erken dat daar is weet hulle praat deesdae van antisemitisme in die wêreld en in Frankryk en in Italië word daar tans wette voorberei wat dit onwettig gaan maak. Dit gaan 'n strafbare oortreding wees om iets teen Jode te sê in sowel Frankryk as Italië. Maar in Suid-Afrika is kieleboer, kielefarmer, ons het dit al jy weet, talle male herhaal op hierdie kanaal, is dit natuurlik vryheid van spraak. Dit is regter Kietli en haar trawante daar by die hoogste hof van appel en ook die grondwethof wat bepaal dat jy mag maar 'n beroep doen op mense om boere of Afrikaners dood te maak. Dit is heeltemal wettig. Maar dus in Suid-Afrika, ek dink oor honderde jare eintlik, het daar 'n ding ontstaan waaroor Jaap Steyn en ander skrywers geskryf het, 'n boerehaat. Boerehaat is 'n vorm van, dit is soortgelyk aan antisemitisme. Daar's 'n bepaalde stereotype van Afrikaners dat ons wreed en rassisties en ongekunsteld en jy weet, mense in kakie en met baarde en ons is rassisties en daarom verdien ons om doodgemaak te word. Daar is so 'n stereotype wat veral deur die Engelse media in Suid-Afrika versprei word, as ook die media in Brittanje natuurlik en via Brittanje ook na ander lande in Europa en die VSA en waar ook al. Dus ons kan dit nie ontken dat hier 'n groot probleem en niemand het nog ooit daaroor geskryf of kommentaar gelewer nie. Boerehaat. Jy weet ek was al male so taal slagoffer daarvan in my lewe hier tussen die Engelse van Johannesburg. Ek kan nie baie stories vertel, maar goed, laat ons er nie te veel in my persoonlike biografie betrokke raak nie. Die punt is egter dat daar is ook iets soos kulturele volksmoord. Nou dit is nie 'n strafbare oortreding kragtens internasionale of wette, wel die volkerereg of die internasionale reg nie. Maar dis baie interessant dat dieselfde persoon wat hierdie term van volksmoord gemunt het, die Poolse regsgeleerde Raphael Lemkin in 1944, het hy hierdie term gemunt. En hy het ook spesifiek gepraat van kulturele volksmoord. En ons kan dit afdefinieer soos volg. Kulturele volksmoord, ook bekend as op Engels as cultural genocide of culturicide, is die opsetlike en sistematiese vernietiging van die kultuur van 'n nasionale, etniese, rasse of godsdienstige groep, met die doel om die groep se identiteit, geskiedenis, taal, tradisies en samehorigheid as 'n onderskeidbare entiteit
uit te wis of ernstig te benadeel. Nou, daai definisie kan jy maar gaan opkyk, dit staan op die Afrikaanse Wikipedia. Maar dan gaan ons kan verder gaan, wel, soos ek genoem het, die Poolse regsgeleerde Raphael Lemkin, hy het dit in sy boek ook gebruik in 1944. Die boek se titel was Axis Rule in Occupied Europe. Vir Lemkin was volksmoord nie net fisieke moord nie, maar ook 'n gekoördineerde plan om die fundamente van 'n groep se lewe te vernietig, waaronder kulturele elemente soos taal, godsdiens, kuns, monumente, skole en sosiale instellings. Hy het gesien dat kulturele vernietiging dikwels 'n voorloper of deel is van breër volksmoord. Nou dink 'n bietjie daaraan. Vandat die ANC aan bewind gekom het, het hulle begin om ons universiteite aan te val, die ou Afrikaanse universiteite. Dit is toe oorgeneem. Toe tans deur middel van die Bella-wet is daar dieselfde soort aanval op ons skole wat geloods word. En daar was natuurlik hierdie spil, jy weet, godsdiens, jy mag nie meer godsdiens op skool beoefen nie, op Afrikaanse skole nie, jy mag nie meer op Vrydae skriflesing en gebed hê nie, al sulke tipe goed. En ja, nou maar, kom ons kyk na die spesifieke voorbeelde wat Raphael Lemkin, hierdie man, wat die begrip volksmoord uitgedink het, wat hy genoem het. Dit is die volgende: die verbod of onderdrukking van 'n groep se taal. Nou, in daardie, dis die eerste ene. In daardie opsig dink ek nie daar kan enige twyfel daaroor wees dat Afrikaans in Suid-Afrika vandag aktief deur die staat en allerlei instellings, selfs die groot maatskappye, die politieke partye, almal van hulle werk saam om Afrikaans te onderdruk. En ons kan talle voorbeelde daarvan opnoem. Soos hierdie komitee van regters, wat in 2017 besluit, hulle het net daar by mekaar gekom in Pretoria en gesê Afrikaans word afgeskaf as hoftaal. Dan die tweede item wat Raphael Lemkin noem, as dit by kulturele volksmoord kom, is die vernietiging of roof van kulturele erfenis, boeke, kunswerke, historiese geboue, museums, argeologiese terreine. Nou ek wil nie net mooi oor daai ene dink, want ek gaan nou na hom toe terugkom, want ek het nou onlangs baie interessante lesing bygewoon by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Pretoria. Ek weet nie of ek dit al genoem het hier nie, ek dink nie so nie. Ons kom nou daarna terug. Dan, derde plek, die gedwonge assimilasie van kinders, byvoorbeeld deur hulle na ander groepe se skole of instellings te stuur. Ja, ons kinders word vandag eenvoudig net vir Engels. Jy weet, daar's baie terme wat hulle nie meer in Afrikaans ken nie, want hulle het dit nog nooit tegengekom nie, want alles hulle word net oorweldig met Engels. Jy weet, op universiteit en selfs op skool. Hier in hierdie omgewing waar ek woon, nuwe uitbreidings hier, jy weet, in die noorde van Johannesburg, daar's een Afrikaanse laerskool omtrent 8 km hiervandaan, maar hulle het hom ook gedreig en Engels daarin gebring, en nou sê hy, sover ek weet nog steeds, so half tweetalig parallel medium, maar daar's nie enige Afrikaanse hoërskool in hierdie omgewing nie, en die staat gaan ook nie ene bou nie. So, ons instellings het sy oorgeneem, ons word verhoed om nuwe instellings op te rig, waar ons kinders, waar ons tradisie, ons kultuur, en manier van dink aan ons kinders oorgedra kan word. Goed, dan die vierde item wat hy noem, is die verbod op godsdienstige praktyke, tradisies of sosiale instellings. Nou, hoeveel van ons tradisies, jy weet, jy dink ook aan hierdie koshuistradisies by die universiteite en SER en sulke tipe goed. SER, blykbaar, jy weet,
gaan nog aan op skool en by die koshuise, maar dit word soort van afgewaarder en dis nie meer 'n Afrikaner ding nie. Dit word in diens van die nuwe orde gestel. Dit mag nie meer jy weet, op die ou manier volgens die Afrikaanse manier nie, op die Afrikaner manier, dit mag nie so geskied nie. Maar daar's talle ander sosiale instellings. Ja, ons vlag byvoorbeeld. Jy weet, die oranje, blou vlag. Dit is 'n fantastiese vlag wat al naby 500 jaar saam met ons kom. Van 1572, toe ons voorouers toe nog in Nederland hulle die eerste kusdorpie Den Briel van die Spanjaarde bevry het, toe het hulle daai oranje, blou vlag gehuis. Hulle het hom ook daar ter see gebruik op hulle skepies. Ons mag nie meer daardie vlag nie, Prinsevlag, oranje, blou, ons mag hom nie meer swaai nie, of laat wapper nie, want dit is sogenaamd haatspraak. Om te sê, maak 'n Afrikaner dood, dit is vryheid van spraak, maar as 'n Afrikaner sy vlag, sy tradisionele vlag wat 500 jaar oud is, as hy dit hys, dit is haatspraak. Dan die 5de kwessie, wat Raphael Lemkin noem aangaande kulturele volksmoord, is die aanval op intellektuele leiers of simbole wat die groep se identiteit verteenwoordig. En ja, dit sluit natuurlik die simbole, ons het nou gepraat van tradisies, maar die simbole is presies dit, die stem, die vlag, jy weet, al ons ander simbole waaroor ons beskik, ons tradisionele draag, ons boeredanse, en natuurlik ons feesdae. Ons het altyd Republiekdag gevier, en Paul Kruger se verjaardag, Hemelvaart. In die meeste Europese lande word Hemelvaart nog steeds gevier. Dit is 'n Christelike vakansiedag wat reg oor die wêreld bestaan, en hier by ons is dit eenvoudig net afgeskaf. En Hemelvaart was vir ons 'n belangrike vakansiedag en 'n belangrike feesdag. Ons feesdae is afgeskaf ja. En dan aanvalle op intellektuele. Nou, ek het my hier van 1996 af oor Afrikaans begin uitlaat en die feit dat ek kon sien, selfs op daardie stadium, dat daar geweldige diskriminasie teen Afrikaans besig is om plaas te vind. En hoe is ek en baie ander mense nie sedertdien verskriklik aangeval nie? Jy weet, hulle het probeer om ons finansiëel te ruïneer. Jy weet, dis 'n hele span prokureurs wat my gedurig tuister van allerlei duistere organisasies. Jy weet wat, ek het iets gesê oor Lesofie, die volgende oomblik toe kry ek 'n prokureursbrief wat 500 000 rand van my eis. Gelukkig het die ding so half agterweë gebly, of liewer uit so half, ja, iewers tussen die krake deurgeval. Maar dit sou my seker naby, jy weet, watter kans staan ek in 'n hof wat my vyandig gaan wees teen iemand soos Lesofie, wat 'n potentaat en 'n maghebber van hierdie bestel is. Nou net so, enige iemand wat om uitspreek vir Afrikaans, vir die Afrikaner identiteit, hy word aangeval. En dit alles, hierdie 5 elemente, is kulturele volksmoord. Nou, ek gaan nou terugkom na hierdie kwessie van die vernietiging of roof van kulturele erfenis, want dit is regtig 'n baie ernstige ding wat aan die gang is. Ek wil net kortliks voor ek daarby kom, noem die verskil, hoe kulturele volksmoord verskil van gewone volksmoord. Dis nou waarvan Trump praat van gewone volksmoord. Nou volgens die VN se konvensie oor die voorkoming en bestraffing van die misdaad van volksmoord in 1948, word volksmoord gedefinieer as handelinge wat gepleeg word met die opset om 'n groep in geheel of gedeeltelik te vernietig. Dit sluit fisieke moord, ernstige skade, toestande wat fisiese vernietiging veroorsaak, geboortebeperking en die gedwonge verplasing van kinders in. Kulturele volksmoord is nie formeel as 'n aparte misdaad in die konvensie ingesluit nie. Dit is tydens onderhandelinge uitgeskakel, deels weens besware van koloniale moondhede.
dit word egter dikwels as 'n vorm van etnoside of as deel van misdade teen die mensdom beskou. Dis 'n kulturele volksmoord, is 'n misdaad teen die mensdom. Dis wat tans teen ons gepleeg word. In sommige gevalle kan dit onder die konvensie val as dit bydra tot die algehele vernietiging van die groep, byvoorbeeld deur kinders te verplaas. Nou ja, ek dink ons moet erken dat daar 'n ernstige vorm van kulturele volksmoord tans teen Afrikaners gepleeg word. En om terug te kom by hierdie lesing wat ek nou by die akademie bygewoon het, daar was 'n dame, ek sal nie haar naam hier noem nie, want sy wil nie die aandag op haarself vestig nie, want sy werk amper ondergronds. Sy is besig om argiewe, biblioteke, museums, al sulke tipe plekke, waar al hierdie openbare versamelings wat ons volk opgebou het oor eeue, jy weet, allerlei dinge, boeke, kunswerke, jy weet, ons argiewe, dokumente, artefakte, dit alles is sy is besig om navorsing daaroor te doen, en sy gaan waarskynlik akademiese artikels daaroor publiseer. Maar sy het 'n hele lesing gelewer daaroor, en sy het vertel van die skokkende omstandighede, waaronder soveel van ons boeke, kunswerke, historiese geboue, museums en argeologiese terreine verkeer. Dinge word verwaarloos of dit word met opset vernietig. Daar's van die ou dames nog wat uit die vorige bedeling kom, wat nog bibliotekaresses is, 'n paar van hulle by van hierdie biblioteke. En sy sê, hulle vrees die biblioteekbussie, want as hy kom, dan baie kere dan gaan hulle na die rak toe, en dan vat hulle al die Afrikaanse boeke op daai rak, met skaars ou boeke, jy weet, kosbarehede wat ons mense geskryf en in die verlede geproduseer het, en dan vat hulle al daai boeke, en hulle sit dit in daai bussie, en hulle ry, en hulle gaan verpulp dit word in pulp gemaak, tot pulp gemaak, sodat dit verkoop kan word vir 'n paar rand. Dis wat met ons Afrikaanse boeke gebeur, onder hierdie bestel. Nou is dit nie, ja, dit is kulturele volksmoord. Dis 'n element van kulturele volksmoord, en niemand praat daarvan nie. Wel, hierdie dame, al wat sy mee besig is, sy probeer net die omvang van die skade bepaal, wat tans aan die gang is, maar dit het ook te maak met verwaarlosing. Soms is dit met opset, soms is dit net verwaarlosing. Daar word goed raak mif, die geboue word nie onderhou nie, dan kom daar water daarop, en dit begin mif, en die mif vreet die papier op. Daar is ook, jy weet, van die klassifikasiesisteme en alles raak eenvoudig net, jy weet, word nie onderhou nie, jy weet nie meer wat daar in die biblioteek of in die argief is nie. Dit alles is aan die gang, en dan praat ons die monumente. Kyk hoeveel van ons monumente en standbeelde is nie al aangeval nie. Ek herinner my, ek het foto's gehad, ek het dit seker nog iewers, van hoe hulle C.R. Swart se standbeeld daar in Bloemfontein iewers, ek dink dit was op die kampus, het hulle dit aangeval en 'n vuur daar gemaak. Jy weet, net soos wat hulle met die Rood standbeeld gedoen het daar op die kampus van die Universiteit van Kaapstad. En daai standbeeld is ook vernietig. Baie ander standbeelde, daar word stukke van afgesaag. Jy weet, die brons word aan skrootwerwe verkoop en al sulke tipe goed. Ek het op 'n stadium 'n hele briefwisseling gevolg met die departement van, ek weet nie, kultuur, dink ek, ja, kuns en kultuur, daaroor. Maar dit het op niks uitgeloop nie, want ons het selfs, daar's 'n konvensie wat hierdie ANC bewind geteken het met die VN en met die ding genaamd UNESCO, en ek het selfs vir UNESCO daar geskryf, en wat ek al, maar dit het ook op niks uitgeloop nie. Met ander woorde, hier's 'n baie ernstig, ons sal iets moet doen omtrent hierdie baie ernstige kulturele volksmoord, wat besig is om plaas te vind met die vernietiging van ons
van ons erfenis, ons taal waarteen gediskrimineer word, en dan 'n verbod op ons godsdienstige praktyke en tradisies, ons simbole, en die aanvalle op ons intellektuele en leiers. Jy weet, die aanvalle ook op Steve Hofmeyr wat daar plaasgevind het. Steve Hofmeyr is, kyk, hy sing nie eers politieke liedjies nie. Hy sing net gewone liedjies. Maar omdat hy gesien word as iemand wat hom sterk uitspreek oor sy identiteit, sy Afrikaner identiteit, het hulle hom al by hoeveel plekke verbied om op te tree, en daar's mense wat 'n veldtog voer daarteen. Sodra hulle weet dat Steve Hofmeyr het daar iewers 'n saal gehuur of 'n plek waar hy gaan optree, dan word daar deur dreigemente en selfs dreigemente van geweld word die mense wat die saal besit of iets word hulle ooreed om die geleentheid te kanselleer. Dit is presies die tipe goed wat hulle doen. En ek het op 'n stadium het ek vir Steve probeer verdedig. Dit was seker so hierso in die middel, wel, so 2015 daar rond. En ek het 'n klag by die Randburgse Landroshof gaan lê. En agterna het daar 'n Sweterjoel senior advokate en prokureurs. Jy weet, ek het net Steve se saak self daar gaan stel in Landroshof, want dit was 'n eenvoudige kwessie, dat hy met die reg het om te kan optree by 'n saal. Maar nee, daar het seker omtrent 'n span van 6 prokureurs, senior advokaat, junior advokate het almal opgedaag, en daar was 'n Indiër Landros op die bank, wat my ook nie eintlik goedgesind was nie. Ek kan nou sy naam vergeet. Maar en die ding het in 'n totale sirkus ontaard. Ek is selfs fisiek aangeval buite die hof deur allerlei narre wat daar was by die hof. En omdat ek te durf waag het om Steve daar te gaan verdedig. Jy weet, op die ou einde het ons daar was 'n kostebevel van R30.000 teen ons. Teen Steve dan ook, want hy was die party in die saak, en toe ek wou dat ons appeleer, want dit was net so 'n verskriklike onreg wat ons daardie dag aangedoen is, maar toe Steve mag sê, nee, hy sal maar betaal. En die saak het net toe daar doodgeloop. Maar dit is 'n voorbeeld van hoe intellektuele leiers, kunstenaars, Afrikaners vandag aangeval word as hulle dit durf waag om hulle kultuur daar buite te gaan uitleef. En daar is natuurlik 'n hoë mate van sensuur ook wat toegepas word op ons. Jy weet, ons mag nie die geringste ding dink of sê nie. Daar's hele kategorieë van begrippe wat ons nie mag gebruik nie. Jy weet, tradisionele taalgebruik in Afrikaans, dit alles mag ons nie gebruik nie. Daar's op 'n stadium het iemand my vertel, dat 'n joernalis was by die Burger, dat die redakteur van die Burger het 'n omsendbrief uitgestuur waarin hy gesê het, niemand mag die woord Afrikaner in 'n berig gebruik tensy dit 'n regstreekse aanhaling is van 'n derde party wat dit gebesig het nie. Maar 'n joernalis self mag nie na Afrikaners verwys nie, want die Afrikaner is afgeskaf. Die kulturele volksmoord is voltrek. En dus het ons verdwyn as dit ware. Nou ek dink daar het 'n verandering gekom by nasionale pers, wel, die meeste van hulle gedrukte koerante, behalwe juist die Burger, is nou beëindig, maar 'n mens kan sien, hulle gebruik nou weer die A-woord, soos Francie Phillips dit noem. Die A-woord mag jy nou weer gebruik, binne 'n bepaalde konteks, die woord Afrikaner, maar daar's nog steeds 'n beswaar daarteen, en die hele, ek sal miskien daarmee afsluit, dat die hele begrip van Suid-Afrikanisme en sogenaamde nasiebou in Suid-Afrika kom eintlik neer
op Afrikaner kulturele volksmoord, want hulle wil hier ons moet verdwyn as 'n groep, as 'n identiteit, as 'n taal, as 'n kultuur, met ons erfenis, ons geskiedenis. Dit alles moet verdwyn en daar moet net hierdie quasi-Britse, radikale, afro-marxistiese Suid-Afrikaner moet oorbly. Dis al wat daar moet oorbly en ons moet uit die geskiedenis net eenvoudig verdwyn en natuurlik word ons ook uit die geskiedenis uitgeskryf. Behalwe nou vir Sharpeville. Dit word ons vir die kop gegooi, maar die res, al die magnifieke prestasies wat ons in hierdie land behaal het en ons pioniersgeskiedenis, maar ook in die 20ste eeu, die geweldige kulturele oplewing wat daar was in Afrikaans. Afrikaans is die grootste kultuur wat daar nog ooit in Afrika ontstaan het. Dit is groter as Egiptiese Arabies wanneer meer as 100 miljoen mense gepraat word. Ons kan op 'n volgende keer miskien bietjie daarop ingaan. Dus as jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag en moenie vergeet om in te teken nie en koop gerus een van ons boeke en dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.